Hierdie ouetjie het nou net op 'n lekker groot pineappelfluit en 2 kleintjies. En hierdie kerel ook met natuurlik Coco op die balkon. Ons kyk bietjie wat kom uit. Ek en Red gaan sommer saam die stokke nou gryp. Maar net vir interessantheid, Jolene, ek het sommer aan jou gedink met die platback pous en die groot floutie. Maar hier is die groot pineappelfloute en die kleintjies. Right, hier is nou sommer 4 visies agter mekaar. Maar bietjie iets anders te, né? Platback potion. Hierdie ouetjie het gebyt op 'n groot platback fluit met platback op die voorkant. Okay. Hierdie ouetjies is Pineappelfluitjies. op die groot pineappelfluit. Daai ouetjie op die twee klein pineappelfluitjies met nommer 3 pineapple flora en nommer 7 op die voorkant. Okay, en daai Hierdie ouetjie het gebyt op 2 Dammit strawberry fluitjies met Dammit raspberry op die voorkant saam met 'n kolletjie seep. Daar's nou lekker daar gesit onder die dakkie en hengel nou lekker daar, maar dit bly die visies bly klein. Toe het ek nou maar hiernatoe gekom. Hierdie ouetjies maar sommer hier opgestel. En ek glo ons daaraan gooi na die dambal toe man. Joh, en ons pik nou daar lekker aan 'n biltongkie en goed, maar Boeta het hier nou 'n reuse ding aan hierdie stok van my gebyt toe ons nou terugkom, toe lê die polisman 50, 60 meter die water in. So nou gaan ons 'n bietjie kyk wat gebeur hier. Soos ek gesê het, daar het ons gehengel alles klein visies. Gaan jy R50 dam toe, kry jy teen die wal groot visse. En Red sê maar, ons het mos nou name vir goed. Lasserie is mos nou pisang met 2 garlic flouties en Red se San Francisco en so aan. Toe sê sy, kom ons probeer vlakplaas. Nou ons is hier in Bogies. Nou vlakplaas is 'n bietjie uit na daai kant toe. Nou vlakplaas het 'n metode wat Red gebruik om die 2 streepies langs die aas te sit. En toe sê sy, kom ons probeer 'n bietjie 'n vlakplaas. Ja, ons sal nou 'n bietjie wys op foto kyk. Maar ons hengel nou daar teen die dambal. Wat ek gesê het, ons los nou daai kant. Kom ons hengel teen die dambal waar ons ken en ek wil tog vir ouens sê, as jy die dambal sien, hengel maar teen hom, hoor. Hierdie net is nogal swaar. Oh ja, Ons gebruik hulle eintlik plat. as 'n mooi vis. Hier is nou die 11 voet stokkies. Ek stuur hulle nou in met 'n lekker groot bambos. Maar van nou mooi kyk wat hoe het hy gevat, nee, want ek het so 'n bietjie variasie van die vlakplaas metode gemaak. Wat hier so in die vis se rug en goed. Haat dit. Maak seker dat jy die vis vang. Dis 'n mooi vis. Die dam. Ja, dit daar ou kleintjies. Die kleintjies wat ons gevang het. Kyk, Red, ek het myself nasoek. Lyk my ek moet my Dit word met 'n gewone floutjie, geel floutie en 'n gewone wit floutie, né? Word in die bal gedruk met 'n duiwelsdrek garlic deegie. En dan onder man, ons het vandag agtergekom hulle hou van pineappel, nê? Nee. So onder sit ek 'n groot pineappelflout met daai garlic duiwelsdrek deegie. Hy's onder. Maar die belangrike punt is, kom ons wys julle dis 'n plaasdam en ek ondervind skoon flouties werk baie goed. So hierdie is 'n skoon geel en 'n skoon wit floutie. Dit kan ook 'n geel en oranje of 'n wit en oranje wees, maar 'n skoon flouties. Dan vat ek net wat die dag dink ek daar gaan werk. Hier is 'n pineapple flora. Ek gee hom net so 'n streepie. Dis nou sê maar aan die linkerkant van die En vroeër het van die klein visies gebyt op die Dammit. Dit is molasse met raspberry. Gee ek net 'n klein aan daai kant en daar sy. So langs mekaar is nou die
En dis hy wat die groot vis nou gevat het. Trolletjie is nou verskriklik lekker gehardloop. Kyk of hy nog 'n bietjie wil, want dit is nou weer koue. Maar sommer vinnig gehardloop. En ek het dit by nou gevang. So, Ja, die wind. Dis 'n barrebietjie. Hoorie sorry, wat nogal oulik is ek gooi nou die hele tyd op my kol, né? ja, Maar die kol begin nou weer klein visse oplewe. ja. Die kol is nou so 10 meter reg van die kol. Wat ek altyd vir die ouens sê, probeer bietjie oor die kol gooi of wat ook al. Pieter, jy kan hom maar klits hoor. En dit is platback potion wat dikwels 'n groter vis vang. En die ander ding is dit bly maar bombooster, né? Yes, nee, hierdie is 'n bietjie van 'n party. Mooi man. Ja, dis so. Dis bietjie beter. Ja, Dis 'n stewige mannetjie. Is natuurlik daai groot pers onder platback. Maar wat float. kyk hier. Dankie nou maar. Ja, ons skits is hierdie ouetjie dan gebyt op 'n lekker. Dit sal nou vir Jolien fantasties wees. Daai groot platback floutie van ons, platback potion en dan die platback potion op die voorbaan, né? Ja, met 'n bietjie damme toe. Maar nou wil ek weer iets vir mense wys as daar nie sorg aan 'n dam toegepas word nie. Kan julle sien hierdie kar begin soos 'n strykplank lyk. Hierdie karpe kry swaar, hulle is okay, hulle laat baie nog, maar kyk hierdie lang storie. Ek kan sê twee mense speel nou lekker. Dan is dit nou hierdie twee. Dit is so lekker as 'n plan gemaak word en die plan begin werk. Maar nou moet ek sê, die kombinasies wat ons gebruik, wat ons deur die somer gebruik het en dan nou hier gebruik, besluit daai plaas dan werk so kom ons probeer hier dit doen en dan werk dit goed. Mense, die Macpackers, jy moet maar gebruik wat ons doen hierso. Dit kan baie lekker help. Vis byt nou so vinnig. Nou ja, vanoggend se 1 uur wakker word en dan weer 2:30 en dan 3:30 opstaan. Dit was nou die moeite werd. Ek kan sien hierdie visse is almal sulke lang strykplankies. Hulle kry nie genoeg kos nie. Die klein visies looi vir hulle. Hier is 'n platback potion vlakplaas. Wat natuurlik nou die duiwelsdruk DG is met die skoon floutie, die wittetjie en 'n skoon floutie die ander enetjie ook, né? O, klein platback potion flouties, maar kyk nou hardloop die karp op hierdie platback potion, hè? Wat ons nooit gedink het nie, maar hierdie voerballe. Hierdie kerels het ek nou gemeng. Aan 'n woorde 50% gewone voer en 50% bombooster, net om daai kol aan die gang te hou. My min so, maar net vir akkuraatheid sonder daar teen daai dam. Hier daar's 'n boompie daar op die dam. En ek gooi hom af, maar dit is nou nog so. Dit kan net die wind wat my getrol het. Weet jy, maar daai twee hoeke, ek kan nou duidelik hier voel. Hoe draai die vis en dan glip daai een hoek, hy hak bietjie vas. Vrugbedaar. Okay. Maar ek sê vir jou, dis die laaste keer wat ek op die hoek heen, hoor. Hoor jy so, okay, al wat ek wil sê van hierdie, is ek gooi hulle nou so 30 meter uit die bolle uit, meer so regs op teen daai damwal, en hy vat tot 15 minute nou, maar die visgrootte is definitief beter. Mooi visies man, hè? Kapbouters. Hier het ons nou die visie, in die net wat ons nou net gevang het, en hier kom die volgende ene, maar nou onthou ouens, beter om maar 2 nette te hê vir die tipe ding. Red, jy gaan hom nou weer soos altyd mooi onder die water hou, en daai ene ook, dan stap ons versigtig met al 2 uit, laat nie een van hulle kan seer kry nie, okay.
maak ons hulle mooi los en ons laat hulle vry. Ja, hou hulle maar so onder die water, hou beide van hulle daar sy. Ons sal hulle nou hier in die water kom dien. So, ek moet net my stok neersit. Ons het nou net daai 2 visies wat ons die 2 in die net gevang het. Maar natuurlik die ander net goed lê daarbo. Maar luister, ek net gou 'n bietjie kan afrond want ek dink 'n ou moet nou 'n bietjie dink aan huis toe gaan. Is hier tussen die myne deur en so aan, maar in elk geval al wat ek nou kan sê is ons het die hele oggend tot 11:00 daai kant gehengel, klein visies gevang. Maar met alles wat ons wou gedoen het en dit het goed gewerk. En die ouens ken nou al R50 dam. Hengel tussen die riete, hengel teen die dam, want dan kry jy 'n geweldige verskil in grootte van vis. En laat staan jou luigheid en ek kom sit gou hierdie penne en julle ken hierdie penne nou al verskriklik nice. Bring hom sommer gou kom hengel hierdie kant. En nou ja, maak toe 'n voerkolletjie vinnig met die bombooster, kry toe 'n paar visies. Toe begin hulle weer klein raak en toe skuif ek op die hele tyd. Ek gooi net al hoe verder teen die damwal af. En ek het nou net daai 2 visse het ons geweeg en geneem. Ekskuus tog nie geweeg nie, genet en fotootjies geneem. En nou ja, as jy opkyk hier hardloop die volgende stok. Lekkere bombooster met wat is daai kereltjie se naam? Daai pers. Flatback Potion. Floaties. En ouens is belangrik, né? Hou 'n bietjie aan. Ook belangrik is dat jou hengelmaat wat vir jou skep, ten minste hierdie afstand wees van jou af. Laat jy jou stok kan lekker laat werk. Sy punt en al sulke dinge. Moenie laat die ou hier langs so staan nie. Dan verloor jy jou vis, want dan is daai vis het geen speelkrag nie. Daar's te veel spanning dan op die lyn wat kort is. Maar kyk nou hierdie Pieter wat hier uitkom. Ekskuus Pieter, ek praat altyd so. Pieter, Kyk asseblief na hierdie vis wat hier uitkom. dis 'n pragtige Nee, vis. so kom dan nou maar ouetjie met 'n skoffie uit, maar kyk hoe lieflik nou. Right, 2 hoekies. Die onderste hoekie het 2 groot platback flouties gehad. Die boonste hoekie het 'n platback floutie gehad, kleintjie, met 'n gewone skoon wit floutie met 'n deegie. Nou okay ouens, en dan op die bal is platback Potion en dan saam met die platback Potion, dit was nou die My vlakplaas ja, die vlakplaas storie, die 2 dippies langs die kante en dan het jy bietjie dammit aan die een kant gegooi. dammit is strawberry, raspberry. Ja, raspberry molasse Ja, raspberry molasse. en aan die ander kant platback. Dis 'n bietjie baie om te onthou ouens, maar Wat sal dit nou vir hulle wys? kyk hier nie mooi skof, né?